In hierdie deel gaan ons bietjie kyk na vergelykings en meer spesifiek algebraïese vergelykings wanneer ons moet faktoriseer. Maar voor ons daarmee begin, is daar twee goed wat ek net jou wil laat oordink en vir jou sê wanneer ons werk met vergelykings. So ons het nou klaar vasgestel in die vorige les dat 'n vergelyking het 'n is gelyk aan in die middel en ons gaan die antwoord eintlik kan kry. So ek kan vir jou vra, hey, wat is die antwoord van X? En in hierdie voorbeeld weet jy nou, okay, wel, hier's x plus 1 is 5, so ek kan 'n 1 aftrek aan al twee kante, want dis al vir balans, en dan gaan ek kry x is gelyk aan 4. En hierdie is wat ek noem 'n lineêre vergelyking. Dis 'n lineêre vergelyking want die grootste eksponent is 1. Die grootste mag, of baie keer praat ons van die graad van die uitdrukking. So die graad van die uitdrukking verwys na die hoogste eksponent van die veranderlike en in hierdie geval is dit 1. So hierdie is die graad van hierdie vergelykings 1. Dis 'n lineêre vergelyking en wanneer jy verder gaan in die volgende hoofstukke gaan jy sien hierdie vorm iets soos 'n reguit lyn. Ons kan dit eintlik teken, maar ek gaan nou nie in daai detail ingaan nie. Die verskil tussen hierdie vergelyking en hierdie vergelyking is hierdie kwadraat wat jy daar sien. En waar ons nog heeltyd tot nou toe gewoond was om een antwoord te kry vir x. En ek bedoel, dis hoe die wêreld werk gewoonlik. Ons is altyd so, daar's net een antwoord. So nou gaan ek gaan nou jou wêreld bietjie breek, want ek gaan vir jou sê, daar's eintlik twee antwoorde soms in vergelykings. En wanneer ons, hierdie is 'n kwadratiese vergelyking, want ons 'n kwadraat, of ek kan sê die graad van hierdie vergelyking is 2, want daai die hoogste, kom ons sê mag van hierdie veranderlike is 2. So wanneer ons 'n vergelyking het wat tot die tweede graad of tot die mag van 2 is, of 'n kwadratiese vergelyking, het ons soms twee antwoorde. Ons gaan nie altyd twee antwoorde hê nie, maar daar is 'n groot moontlikheid dat ons twee antwoorde kan kry. En hoe werk dit? So dis eintlik waaroor hierdie hele kom ons sê hierdie hele hoofstuk gaan. En ons gaan dit in die volgende lesse doen, maar ek wil net hê jy moet een ding raak sien. Wel, die tweede ding gaan ek nou vir jou sê. Die eerste een is, as jy 'n vergelyking sien en die hoogste mag is 1, dan kan ons verwag om net een antwoord te kry. In hierdie geval gaan ons twee antwoorde kry. Nou, ek gaan nou nie in die detail ingaan nie, maar jy sal saamstem dat x kan 2 wees. Jy soos wat jy nou daar sit en jy kyk hierna en jy sê, wel, x is 2. Maar wat is die ander antwoord? Wel, die ander antwoord is, x kan ook minus 2 wees. Want as ek 2 sou kwadreer, 2 maal 2, dit is 4, maar as ek minus 2 sou kwadreer, dan sal ek ook 4 kry, want 'n minus maal 'n minus is 'n plus, en 2 maal 2 is 4. So al twee hierdie waardes gaan vir my 4 gee. Ek dink terwyl ek nou besig is, gaan ek sommer my sakrekenaar uithaal en net gou vir jou iets wys. Hierdie is baie, baie belangrik om te sien, en baie kinders kry hierdie verkeerd. As jy minus 2 kwadraat gaan intik op jou sakrekenaar, gaan jy dit lyk asof dit is. Maar as ek is gelyk aan wys, dan sien jy die antwoord is minus 4 op die sakrekenaar. Die rede is, jou sakrekenaar kyk na daai 2, die mag 2, en hy sê daai mag is net vir die 2, dis nie vir die minus nie. So as ek die minus wou insluit, moet ek skryf hakkie, minus 2, sluit die hakkie, kwadraat. En dit beteken nou, die minus en die 2 word albei gekwadreer. So daai beteken, laat ek dit hier skryf, so minus 2 kwadraat beteken minus 2 maal minus 2. As ek skryf minus 2 kwadraat in my sakrekenaar, dan sien hy dit net as minus 1 maal met 2 kwadraat. En in hierdie geval word 'n minus met 'n minus gemaal, en dit gee vir my 'n plus, en 2 maal 2 is 4, so as ek hier is gelyk aan tik, gaan jy sien, die antwoord is 4. In hierdie geval sien hy dit net as minus 1 maal 4, en minus 1 maal 4, as ek dit so intik, minus 1 maal 4, kan jy sien, is net minus 4. So baie belangrik is dat jy daai hakkies onthou. Goed, so die een ding wat ek wou gesê het, jy moet raak sien, is dat ons gewoonlik net een antwoord het in 'n lineêre vergelyking, en ons het moontlik twee antwoorde in 'n kwadratiese vergelyking. Later, nie nou nie, gaan jy sien as jy iets het soos kom ons sê 3x tot die mag 3 plus 2x plus 1 is 4 of something.
omdat die graad van die vergelyking 3 is daar 'n moontlikheid dat ons actually 3 antwoorde gaan hê. So hierdie sê, jy weet wat is die maksimum hoeveelheid antwoorde wat ons gaan kry. Maar ons gaan nie nou oor kubiese vergelykings doen of enigiets nie. Ek wil net hê jy moet sien, daar is lineêr en hierdie is kwadraties. Kwadraties het ons moontlikheid van 2 antwoorde en lineêr gaan ons net 1 antwoord hê. Die ander ding wat ek wil hê jy moet raak sien is, in hierdie vergelyking is daar net een veranderlike of een tipe veranderlike, net x, en daarom kan hy opgelos word, en hierheen is dieselfde. Sodra ek meer veranderlikes bysit, dis nie noodwendig nou belangrik vir hierdie hoofstuk nie, maar net as 'n, hey, by the way, dis iets om te weet. Sodra ek skryf x plus y is 3, of kom ons maak dit, ek weet nie, 10. Hierdie kan ek nie oplos nie, want ek het 2 veranderlikes. So tensy ek een of ander inligting het oor wat y is of wat x is hierdie onoplosbaar. So, maar as ek 'n vergelyking het met 2 verskillende, kom ons sê veranderlikes, as ek 'n ander vergelyking het, iets soos 2y plus x is 7, dit is 'n ander vergelyking, dan kan ek hierdie een vergelyking gebruik om die ander vergelyking op te los. So wanneer ek 'n vergelyking het met 2 veranderlikes, dan het ek 'n tweede vergelyking nodig om die eerste een te help oplos. Weereens, dis net 'n bonus vir later. Vir hierdie hoofstuk is dit net belangrik om te sien, dis 'n kwadratiese vergelyking, ons gaan moontlik 2 antwoorde hê, so wees net bewus dat ons dit anderste gaan hanteer as 'n lineêre vergelyking, waar daar net 1 antwoord gaan wees.